Hoofstuk 37. Paulus se laaste reis na Jerusalem. Paulus het innig verlang om voor die Paasfees in Jerusalem aan te kom, aangesien dat op in staat sou stel om kennis te maak met die mense wat uit alle dele van die wêreld sou kom om die fees by te woon. Hy het altyd die hoop gekoester dat hy die middel mag wees om die vooroordeel van sy ongelowige landsgenote te verwyder, sodat hulle daartoe gebring kon word om die kosbare lig van die evangelie aan te neem. Hy wou ook met die gemeente in Jerusalem kennis maak, sodat hy aan hulle die geskenke kon gee wat die heidense gemeentes aan hulle behoeftige broeders in Judea gestuur het. En hy het ook gehoop dat hy deur middel van hierdie besoek 'n hegter eenheid tussen die Joodse en heidense bekeerlinge tot die geloof sou kon smee. Nadat hy sy werk in Korinthe afgehandel het, het hy besluit om reguit na een van die hawens aan die kus van Palestina te vaar. Alle reëlings is getref en hy het op die punt gestaan om skip te gaan, toe daar aan hom meegedeel is dat die Jode saamgesweer het om sy lewe te neem. In die verlede is daar die teenstanders van die geloof se pogings om 'n einde aan die apostels se werk te maak, verydel. Sy welslaa met die verkondiging van die evangelie het die Jode opnuut kwaad gemaak. Van alle kante was daar berigte oor die verspreiding van die nuwe leer wat die Jode vrygestel het van die viering van die rites en van die seremoniële wet en waardeur heidene dieselfde voorregte as Jode kon hê om kinders van Abraham te wees. In sy prediking te Korinthe het Paulus dieselfde argumente gebruik as wat hy met soveel nadruk in sy sendbriewe aangebied het. Sy duidelike verklaring dat daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnedene, Kolossense 3 vers 11, is nie, is deur sy vyande as vermetel laster beskou en hulle het besluit dat sy stem die sweye opgelê moes word. Toe hy aangaande die sameswering gewaarsku is, het Paulus besluit om deur Macedonië te reis. Hy moes sy plan om betyds vir die Paasfees in Jerusalem te wees prysgee, maar hy het gehoop dat hy vir die Pinksterfees daar kon wees. Paulus en Lukas was vergesel van Sopater van Berea en van die Tessalonisense, Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus, en uit Asia Tychicus en Trofimus. Paulus het 'n groot som geld van die heidense gemeentes met hom saamgedra, om in die hande van die broeders in bevel van die werk in Judea te lê. En om hierdie rede het hy gereël dat verteenwoordigende broeders uit die verskillende gemeentes wat bygedra het, hom na Jerusalem sou vergesel. Paulus het in Filippi vertoef om die Paasfees te vier. Net Lukas het daar by hom gebly. Die ander broeders het na Troas gegaan om daar vir hom te wag. Die Filippense was die liefdevolste en getrouste van al die apostelse bekeerlinge. En gedurende die 8 dae van die fees het hy gelukkige en vreedsame gemeenskap met hulle geniet. Paulus en Lukas het toe van Filippi weggevaar en hulle reisgenote in Troas 5 dae later ingehaal. Hulle het toe 7 dae lank by die gelowiges in daardie plek gebly. Op die laaste aand van die verblyf het die broeders vergader om brood te breek. Die feit dat die geliefde leraar op die punt was om te vertrek, het 'n groter groep as gewoonlik byeengebring. Hulle het in 'n bovertrek op die 3de verdieping saamgekom. Daar het die apostel in sy ywer en liefde vir hulle tot middernag toe gepreek. In een van die oop vensters het 'n jong man met die naam van Eutychus gesit. In daardie gevaarlike plek het hy aan die slaap geraak en deur die venster op die plaveisel daar benede geval. Alles was met eens in rep en roer. Die jongeling is dood opgetel en talle van hulle het met geweeklaag rondom hom kom staan. Maar Paulus het deur die verskrikte groep gedruk, die jongman omhels en ernstig tot God gebid om die oorledene op te wek. Sy gebed is verhoor.
Bo die geluid van die geweeklaag en gejammer, kon die apostel se stem gehoor word toe hy sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. Vol vreugde het die gelowiges weer in die bovertrek byeengekom. Hulle het die avondmaal gevier en daarna het Paulus nog 'n geruime tyd gespreek tot dagbreek toe. Die skip waarop Paulus en sy geselskap hulle reis sou voortsit, was op die punt om te vertrek en die broeders het haastig aan boord gegaan. Die apostel het self egter verkies om die kort pad oor land van Troas na Assos te neem en sy reisgenote in daardie stad weer te ontmoet. Dit het vir hom 'n kort geleentheid vir oordeenking en gebed gegee. Die moeilikhede en gevare verbonde aan sy besoek aan Jerusalem, die houding van die gemeente teenoor hom en sy werk, en ook die toestand van die gemeentes en die belange van die evangeliewerk in ander velde, was onderwerpe vir ernstige, besorgde oordeenking. En hy het van hierdie besondere geleentheid gebruik gemaak om God om krag en leiding te smeek. Toe die reisigers suidwaarts van Assos vaar, is hulle by die stad Efese verby, waar die apostel so lank gewerk het. Paulus het grootliks verlang om die gemeente aldaar te besoek, want hy het belangrike onderrigting en raad vir hulle gehad. Maar na oorweging het hy besluit om haastig verder te gaan, want hy het verlang om, as dit vir hom moontlik was, op die Pinksterdag in Jerusalem te wees. Toe hulle egter in Milete aankom, wat ongeveer 48 km van Efese was, het hy verneem dat hy dalk met die gemeente in verbinding sou kon kom voordat die skip vertrek. Hy het dus dadelik 'n boodskap aan die ouderlinge gestuur en hulle versoek om haastig na Milete te kom, sodat hy hulle kon sien voordat hy sy reis voortsit. In antwoord op sy berig het hulle gekom, en hy het roerende woorde van vermaning en afskeid tot hulle gespreek. Julle weet, het hy gesê, hoe ek van die eerste dag af wat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig, en julle te onderrig in die openbaar, en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering van God en die geloof in ons Here Jesus Christus. Paulus het die wet van God altyd verhef. Hy het daarop gewys dat daar in die wet geen gesag is om die mens van die straf vir die ongehoorsaamheid te red nie. Oortreders moet berou hê oor hulle sondes en hulle verneder voor God, wie se billike toorn hulle weens hulle oortreding van die wet op die hals gehaal het. En hulle moes ook geloof in die bloed van Christus beoefen as die enigste middel tot vergifnis. Die Seun van God het as hulle soenoffer gesterf en het na die hemel opgevaar om hulle voorspraak voor die Vader te staan. Deur berou en geloof kon hulle van die veroordeling van die sonde vrygespreek word, en deur die genade van Christus kon hulle in staat gestel word om die wet van God voortaan te gehoorsaam. En kyk, het hy vervolg, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe nie vir myself dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie weer sal sien nie. Paulus was nie van plan om hierdie getuienis af te lê nie, maar terwyl hy gespreek het die Gees van ingewing oor hom vaardig geword en sy vrese bevestig dat dit sy laaste ontmoeting met die broeders van Efese sou wees. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.
Geen vrees dat hy aanstoot sou gee. Geen verlange na vriendskap op byval kon Paulus beweeg om die woorde te verswyg wat God hom vir hulle onderrig, waarskuwing of teregwysing gegee het nie. Van sy hedendaagse dienaars verwag God dat hulle die woorde sonder vrees moet verkondig en die voorskrifte daarvan moet uitvoer. Die leraar moet nie aan die volk net daardie waarhede voordra wat die aangenaamste is en die ander verswyg wat kan seermaak nie. Hy moet met groot belangstelling oor die ontwikkeling van die karakter toesig hou. As hy sien dat sommige van sy kudde sonde koester, moet hy as 'n getroue herder uit Gods woord aan hulle die onderrig gee wat op hulle geval van toepassing is. Indien hy hulle toelaat om in hulle selfvertroue ongewaarsku voort te gaan, sal hy verantwoordelik gehou word vir hulle siele. Die herder wat sy hoë roeping volbring, moet sy gemeente getrou onderrig aangaande elke punt van die Christelike geloof en aan hulle toon wat hulle moet wees om in die dag van God volmaak te staan. Net hy wat 'n getroue leraar is van die waarheid, sal aan die einde van sy werk soos Paulus kan sê dat hy rein is van die bloed van almal. Die apostel het die broeders vermaan: gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Indien evangeliedienaars dit altyd in gedagte sou hou dat mense met wie hulle te doen het, deur die bloed van Christus gekoop is, sou hulle 'n dieper sin van die belangrikheid van hulle werk hê. Hulle moet op hulle self en op hulle kudde ag gee. Hulle eie voorbeeld moet hulle onderrig, uitbeeld en bekragtig. As leraars van die lewensweg moet hulle geen rede gee vir die waarheid om belaster te word nie. As verteenwoordigers van Christus moet hulle die eer van sy naam handhaaf. Deur hulle toewyding, hulle rein lewe, hulle deegsame gesprek, moet hulle bewys dat hulle hoë roeping waardig is. Die gevare wat die gemeente te Efese sou bedreig, is aan die apostel geopenbaar. Hy het gesê: want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Paulus het vir die gemeente gebewe, toe hy die toekoms inkyk en sien watter aanvalle hulle van sowel inwendige as buitestaande vyande sou moes verduur. Met plegtige erns het hy die broeders gemaan om hulle heilige pand sorgvuldig te bewaak. As voorbeeld het hy hulle op sy eie onvermoeide werk onder hulle gewys. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, het hy vervolg, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie. Sommige van die gelowiges in Efese wat skatryk, maar Paulus het nooit persoonlik voordeel van hulle gesoek nie. Dit was geen deel van sy boodskap om op sy eie behoeftes die aandag te vestig nie. Julle weet self, het hy gesê, dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Te midde van sy harde arbeid en lang reise vir die saak van Christus, was hy daartoe in staat om nie net in sy eie behoeftes te voorsien nie, maar om ook iets vir die onderhoud van sy medewerkers af te staan en die lot van die verdienstelike armes te versag. Dit het hy alleen deur onophoudelike ywer en strenge spaarsamigheid reggekry. Hy kon met reg na sy eie voorbeeld verwys en sê: ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het: dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel om met hulle almal saam te bid. En daar het 'n groot geween ontstaan van almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen,
veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hy sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei. Van Milete het die reisigers weggeseil en reguit koers gehou en by Kos aangekom, en die volgende dag by Rhodes, en daarvandaan na Patara, aan die suidwestelike kus van Klein-Asië, waar hulle 'n skip gevind het, wat na Fenisië sou oorseil. En hulle het daarop gegaan en afgevaar. Te Tyrus, waar die skip sy landing sou los, het hulle 'n paar disippels gevind by wie hulle toegelaat is om 7 dae lank te bly. Deur die Heilige Gees is hierdie disippels gewaarsku en aangaande die gevare wat Paulus in Jerusalem ingewag het. En hulle het by hom aangedring om nie op te gaan na Jerusalem nie. Maar die apostel het hom nie deur die vrees van droefnis en gevangenskap van sy voorneme laat afbring nie. Aan die einde van die week wat Paulus in Tyrus deurgebring het al die broeders en hulle vrouens en kinders saam met hom na die skip gegaan, en voordat hy aan boord gegaan het hulle daar op die strand gekniel en gebid, hulle vir hom en hy vir hulle. Die reisigers het hulle reis voortgesit en by Caesarea aangekom en hulle intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die 7 diakens was, en by hom gebly. Daar het Paulus 'n paar gelukkige dae in vrede deurgebring, die laaste volkome vryheid wat hy in 'n lang tyd sou geniet. Terwyl Paulus in Caesarea vertoef het 'n sekere profeet met die naam van Agabus van Judea afgekom. En toe hy by ons kom, sê Lukas, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees, so sal die Jode die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en die hande van die heidene oorlewer. En toe ons dit hoor, gaan Lukas voort, het ons saam met die broeders van die plek hom gesmeek om nie op te gaan Jerusalem toe nie. Maar Paulus het geweier om van sy plig af te wyk. Indien nodig sou hy Christus tot in die gevangenis en selfs tot die dood toe volg. Hy het uitgeroep, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Toe hulle besef dat hulle vir hom smart veroorsaak sonder om hom van sy plan te laat afsien, het die broeders opgehou om te smeek en net gesê, laat die wil van die Here geskied. Dit het spoedig tyd geword vir die korte verblyf in Caesarea om ten einde te loop, en van enige broeders vergesel, het Paulus en sy geselskap na Jerusalem vertrek, terwyl die voorgevoel van die komende onheil hulle harte met 'n donker skaduwee oordek het. Nog nooit tevore het die apostel Jerusalem met so beswaarde gemoed genader nie. Hy het geweet dat hy min vriende en baie vyande daar sou aantref. Hy het die stad genader wat die seun van God verwerp het, en waaroor die bedreiginge van die gramskap van God gehang het. Omdat hy onthou het hoe bitter sy eie vooroordeel teen die volgelinge van Christus was, het hy vir sy misleide landsgenote innig jammer gevoel. Hoe weinig hoop kon hy nogtans koester, dat hy in staat sou wees om hulle te help. Dieselfde blinde woede wat voorheen in sy eie hart gebrand het nou met onsegbare krag die harte van die hele volk teen hom laat ontvlam. En hy kon nie eers op die medelee en ondersteuning van sy eie broeders in die geloof reken nie. Die onbekeerde Jode wat so kort op sy hakke gevolg het nie op hulle laat wag om mondelings en skriftelik die ongunstige gerugte aangaande hom en sy werk in Jerusalem te versprei nie. En sommige, selfs van die apostels en die ouderlinge, het hierdie gerugte as waarheid ontvang en geen poging aangewend om dit te weerspreek en geen begeerte gehad om met hom in ooreenstemming te kom nie. Te midde van die ontmoeting was die apostel nogtans nie wanhoopig nie. Hy het vertrou dat die stem wat tot sy eie hart gespreek het, ook tot die harte van sy volksgenote sou spreek,
en dat die meester wat sy mededisippels liefgehad en gedien het, hulle harte nog met syne in die evangelie